In die toneelstuk Siener van die Suburbs sê Timmy op 'n stadium: 'n mens wil nie soos 'n hond doodgaan nie. 'n mens wil van geweet wees. O, ek wil so graag van geweet wees. Ek het onlangs my verjaarsdag gevier en ek is oorval met boodskappe en seënwense. Soveel mense wat gebel het, wat belang gestel het. En toe het my laat besef hoe ons as mense so graag net wil weet dat ons naam nie net niks beteken nie. Iewerste is daar iemand wat weet van 'n Thomas Dreyer. En toe het my dadelik laat dink aan die teks in die Bybel in Jesaja 43 vers 1 waar daar staan: ek het jou op die naam geroep, jy is myne. Vir God is ek en jy belangrik. Ons is nie net 'n naam wat gelys word. As 'n mens net dink hoe belangrik name in die Bybelse tyd was, dink nou maar net 'n name wat ook verander is. 'n Jakob wat 'n Israel word, Abraham wat Abraham word, Saulus wat 'n Paulus word, selfs ook die name van Daniel en sy vriende wat verander word om hulle van God te vervreem. Maar vir God is hulle nog steeds belangrik. Ons leef in 'n wêreld waar name eintlik op die agtergrond geskuif word. Jy is net 'n nommer, jy is maar net hier. Maar as ons werklik God se liefde wil leef, moet ons vir mense weer wys dat hulle nie onsigbaar is nie, dat hulle wel betekenis het. En hoe kan ons dit anders doen as om net ten minste hulle name te noem? Ek en jy is vir God belangrik. Hy het ons op die naam geroep, ons is syne. Maar ons kan nie nalat om sy liefde te leef deur ander mense as onsigbaar te beskou nie, net as nog 'n nommer nie, nee. Ons moet vir ander mense ook wys dat hulle belangrik is, dat hulle ook skepsels van ons Skepper is, en daarom is daar ook vir hulle 'n plek. Daarom hanteer ons hulle ook met menswaardigheid. Daarom stel ons ook belang. En ek dink ons as gelowiges het die verantwoordelikheid om dit ook teenoor ander mense te leef. So ek wil jou vandag uitdaag om nie net mense te laat besef dat hulle vir God belangrik is nie, maar dat hulle name ook betekenis vir jou het. Maak daai oproep, stuur daai WhatsApp. Ek het die mooi aanhaling een keer gehoor dat toe vir 'n dogtertjie gevra is, wat is liefde vir jou? Toe sê sy, liefde is die manier waarop my mamma my naam sê. Want my naam is veilig in haar mond. Mag ek en jy so betekenis aan ander gee, deur die manier hoe ons hulle name sê. Mag hulle iets beleef van dat hulle iets beteken in hierdie lewe. En mag ek en jy altyd onthou dat ons vir God belangrik is. Kom ons bid saam. Ons genadige God, Hemelse Vader, dankie Here dat ons mag weet dat U ons op die naam ken. Dat U, soos die gedeelte wat ons lees in die Bybel, waar Jesus sê dat hy elke skaap se naam ken en dat hulle roep, dat U ons roep. Here, ons wil vra dat U ook hulle sal help daar buite wat minderwaardig voel en dat U hulle sal laat besef dat hulle vir U belangrik is. Help ons ook om so met mense om te gaan, dat hulle besef dat hulle deel is van ons geloofsfamilie. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie. Dalk het iemand net nodig om weer te hoor dat sy naam belangrik is en dat God vir hom omgee en dat God hom eintlik op die naam ken. Mag jy ook uitreik na hulle wat dalk op hierdie stadium minderwaardig voel, sodat hulle ook kan weet, deur ons, is deel van ons geloofsfamilie. Tot 'n volgende keer.